vir die mossie, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sal sorg vir jou. Is jy dalk bekommerd oor die dag van môre, God sorg vir die mossies, God sal sorg vir jou. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sal sorg vir jou. Hy leef hier in my hart, hy leef in my hart, hy leef in my hart, hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef hier in my hart, sing halleluja, my Jesus leef vandag. I've got joy in my heart, I've got joy in my heart, I've got joy in my heart because of you. I've got joy in my heart, I've got joy in my heart, I've got joy in my heart because of you. I've got a smile. I've got a smile on my face, I've got a smile on my face, I've got a smile on my face because of you. I've got a smile on my face, I've got a smile on my face, I've got a smile on my face because of you. Yes, I do. I'm gonna grab both my hands. Clap both my hands, I'm gonna clap both my hands, I'm gonna clap both my hands because of you. I'm gonna clap both my hands, I'm gonna clap both my hands, I'm gonna clap both my hands because of you. I'm gonna stomp both my feet. I'm gonna stomp both my feet, I'm gonna stomp both my feet, I'm gonna stomp both my feet because of you. I'm gonna stomp both my feet, I'm gonna stomp both my feet, I'm gonna stomp both my feet because of you. I've got joy. Gee die Here 'n lekker hande klap. Gee die Here 'n hande klap. Gee die Here 'n voetstamp. Stamp, stamp, stamp. As hy. Gee die Here 'n hande waai. Dis hy. Gee die Here 'n shout. Jesus. Okay. Jesus. Ek sê weer, ek kyk nie mense nie. Maar is baie keer studente en mense wat hulle doen nie eers as dit sê nie. Dink jy so min van God? Wanneer daar 'n dag kom en jy joints pak op, weet jy wil nie opgesteek het vir God nie. Ek spreek nie uit nie. Weet, wat kos dit om 'n bietjie te stamp? Wat kos dit om op te tel? Eie ek, laat dit nie doen nie. Hoogmoed, laat dit nie doen nie. Dis dit. Gaan jou nie spaar nie, dis dit. Jy moet by God uitkom. Maar as jy oorgegee het, 'n blik bier kan ons so gehou, 'n sigaret hou ons so. Die gala is so. Dan kan ons vir die Here ook hou. Amen, dankie. Sit, dit was nou lekker, gee julle lekker aan 'n klap, sit. Prys sy naam. Prys sy naam. Halleluja. Nou kom ons bid. Sit gou. Kan ons stil bly? Kom ek het al eers in die versier, as ek so wys. Okay. Vader, ons kom vanoggend. Okay, is net gou respek vir God kry. Kom kry net gou respek. Regtig, as ek met die Here praat, hoekom moet julle praat? Dankie, en ek wil hê dit moet uitsaai. Kom kry respek vir God. Amen. Sonder 'n wet nie, maar wragtig. Soos nou die aand by 'n plek. Toe ek moet begin bid, steek die dominee sy sigaret op die grasperk met 'n klomp mans. Hy's 'n lekker dominee. Hy's van die pad af, man. So kom jy nou die dag saam met
Die ou wat sy naam met 'n A begin, geroke Dagga, en hy weer hier by ons moes uitkom. Sê hulle. Maar hy sit in die pound seat. Maar Dagga is nog min. Ja, hoe staan hy dominee op wat die môre opstaan, al twee snore uit die bed uit, en dan gaan preek hy, jy mors met God, jou duiwel. Okay, môre, kom ons bid. Vader, ons bid nou, ons wil doen wat die Bybel sê. Jabes sê, verbreed my grondgebied. Ons sien talle male, Jakob sê, bou hier 'n altaar. Here, ons kom bou nie vanoggend altare met diere bloed nie. Ons bloed is gestort. Sy naam is Jesus. Hulle noem hom in Hebreëus Yeshua. Op ander plekke Yeshu, Isa, the Son of God. Dit is hy. Here, dankie vir u bloed wat vir ons gevloei. Maar ons kom vanoggend en ons bou 'n altaar hier by Tanini Tola Via Farm 5. En ons wil uitroep oor alles wat u vir ons gee. Seën dit asseblief in Jesus naam. Ons soek nie net die seëning nie. Ons wil 'n seëning vir u wees. En dit moet u ons ook my help. Ek wil u in die gees so lyk, Here. Ek wil in die gees so lyk. Om te gee. Here, praat met ons vanoggend in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. Ons gaan lekker gesels. Eers, hier staan ons by Tola Via van 5. Ons moet nog afrondings doen. Hy's geplan die laaste 3 weke. Dankie vir François. Dankie vir Frans wat hier sit, laat ons sy trekker kon use. En as jy gesien het hoe dit gelyk voordat ons begin het. Nooibosse. Hulle het 'n bos hier uitgehaal, is jammer. Daar is die wortel. Bring hom gou daar agter. Hy sal 'n stuk af. Bring hom, laat ek hom wys. Hy staan al 3 weke wat hy lê. Bring hom. Gou hier om. Dankie vir die meisiekind wat nou maar altyd sal bring. Okay. Hierdie is onder die grond. Onder die grond, die wortel. Kom ek hou hom so. Nou, baie het nog afgebreek. Maar hierdie een het met die trekker uitgekom. Verstaan julle? Sy gou right struis. Okay. Sulke tipe wortels, los hom net daar. Was hier was bosse. Dit was 'n modderbad daar in die hoek. Maar Frans het gekom met die trekker uitgetrek. Baie van ons geestelike lewens lyk so. Vol bosse. Party Dagga bosse. Party het meth. Crystal meth. Weet jy wat kry jy as jy 'n grand takkop kry? Hy gebruik crystal meth, nie tikkie. Crystal meth. Ek crystal meth. Jy sit takkop steeds. Maar wanneer jy by God uitkom en sy bloed was jou skoon, is jy 'n koningskind. Dan is jy nie meer 'n takkop nie. As jy saam bly en saam slaap voor die huwelik, jy's 'n hoer. As jy by God uitkom, is jy bloed gewas, is jy kind van hom. As jy rook, wat is jy? Nie wedergebore nie, jy's 'n lokomotief. Party lokomotiewe is al so op pad hemel toe. Hy moet hom net weggooi in die pad. Okay, kom ons vergeet nou daai. Net so bietjie gestuur. Nou, hoekom wil ons vanoggend hierdie plaas, ons noem dit 'n plaas, hier's nou tans 2026 op. Hoekom 2026? Ons is in die jaar 2026. Ons het 2000 geplant, eers 1900 iets, gesê vermeerder, en toe druk ons hom in, dat ons 2026 het. En ons moet nog afrond, hy is nou een keer deur nat gelei, dank die Here vir 'n boorgat. Ek wil jou vandag vra, jou plaasboer, wat jy so oor aangaan, as jy elke aand jou brandewyn skink, en jou pyp rook of jou sigaret rook, het jy al vir God dankie gesê? Kry God 'n tiende van jou skape, kry God 'n tiende van jou beeste, kry God 'n tiende van jou milies? Of gaan jy baar toe? En daar word dit. Dis hoekom dit so gaan in Suid-Afrika. Dankie vir die boere wat God verheerlik. Hulle suip nie hulle geld uit nie, maar hulle seën God met dit wat uitkom en hulle sorg vir hulle gesinne. Dis wonderlik. Jy kan maar jou mooi Mercedes in jou Toyota Land Cruiser ry. Want jy werk hard en jy gee vir God en jy doen jou ding. Maar ek sê vandag vir jou, 'n boer in Suid-Afrika, wit, swart of bruin, wie? Jy vat uit God se grond uit, boer jy. Hierdie is God se plaas.
Die grootste plaasmoord was, toe hulle Jesus Christus doodgemaak het. Amen. Hy het hierdie plaas geskep, 'n ronde aardbol. Want God staan by hom en God sê, laat ek en jy mense maak. Laat ons mense maak. Na ons beeld. Genesis. As God met 'n engel gepraat het, sal ons vlerke gehad het, die beeld. Want hy het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. So wie het langs hom gestaan? Jesus, Yeshua HaMashiach. Die seun van God het langs hom gestaan. En hy stuur hom na sy plaas toe. En die plaasrowers kom. En laat ons dit vandag fees. Die rowers kom en hulle maak hom dood op hierdie plaas. As 'n klomp plaasmoordenaars wat dit gedoen het. En elkeen vandag wat vir Jesus te nakom, jy's 'n plaasmoordenaar. Amen. Nie hierdie fisiese plaasie van jou, van mense nie, van Jesus. Van Jesus. Maar okay, so ek wil die laaste ding sê, ons bid vir 'n vloed, ons bid vir reën, en wanneer God seën, gaan versypels ons in die baar van ons. Nie almal nie, dank die Here. Ek sê vandag vir jou boertjie, jy wat met jou bakkietjie daar uitklim by die baar, en jy syp en jy is the man of the moment. Jy ry in elk geval op jou pa se geld, man, wat jy by Landbank gekry het. En jy sit daar, hou jou so windie, jy moet by God uitkom, jy moet 'n slag jou Bybel vat in die bierblok los. Dis hoekom Suid-Afrika so lyk. En hou op om jou werksmense te vloek. Sorg uit as jy moet. Praat met hulle. Dat ons werk. Hulle moet nie kansvatters wees nie. Maar hoor gou mooi, jy's nie daar om 'n werksmens te vloek nie. Jy's nie daar op 'n ander ras af te kyk nie. As jy 'n Indiër boer is daar by die riete van Natal en 'n wit ouetjie werk vir jou, jy kyk nie op hom af nie. As jy 'n Zulu boer is en 'n Xhosa werk vir jou, jy kyk nie op hom af nie. En boere, as jy hier klaar gekyk het, en die wat besighede het, en die wat huise het, of 'n huurhuis het, na hierdie ding, gaan seën 'n slag jou familie en jouself, en jou plek. Amen. Nou, ek moet dankie sê, François Ploeg, in al die ergste uit. Is 'n ou wat tot bekering kom op 'n aand. Hy val neer voor God, hy bely sy bosse, hy bely sy groot klippe, hy bely dat hy sleg is. Ons het tot uisters hier uitgedra. Onder die grond was, wat hulle vroeër jare hier berook het, binne. So diep onder die grond, het ons, okay, uitgehaal, wat hulle nog onder die grond begrawe het, sommer. Nee, maar, so, dis 'n ou koöperasie, dank God dat ons moes 'n skaal kry om te weeg, ons mielies, ons meel, en die Here kon gee nie net 'n skaal nie, as ons moet 'n skaal daar by ons gekry, om daarin te gaan vir 'n skaal, in die grond. Toe sê ek, Here, help my, want wie gaan daar grawe, so diep, in daar die klippe, en so lank soos 'n skaal is. Julle kan nou net die skaal daar gaan kyk. En die Here besluit, man, ek gee nie net vir julle skaal nie, gee vir julle sendinghuise, en ek gee vir julle voorman van die krokodille, 'n lekker plek, en ek gee vir julle 'n groot stoor. Dit doen my God. Ek bel nou die dag, ek wil so 'n bietjie spog in die Here, want dis nie ek wat dit gekoop het, dis die Here. Ek bel 'n man wat store opsit, ek gee vir hom hierdie grootte, en hierdie deel wat heel toegebou is. Hy sê dadelik van daai se koöperasie stoor, sy grootes wat jy gee. Hy sê vir my, met ons nieuwerwetse sink, nie met daai goeie sink van daai tyd nie, sonder jou vloer, 1,7 miljoen, net die stoor. Nou is hy al duurder, want gister het ons Vrydag vir 'n stoortjie gevra, wat 20 meter by 7 meter is, wat 210.000 klaar is, dat is dit net die dak. Maar, ek gee God die Heer, stuur verby gery, dan vraag ek om hierdie wat huisies te hier, dan kon hulle kon seker, hulle was seker besig, dan kon ek dit nie kry nie. Dan vraag ek, kan ek dit in die skaal, of dit, ek kon nie, daar die tyd nie. Maar vandag kan ek sê, al die boere in hierdie omgewing, mag die skaal gebruik, en ek sê dit hier as jy 'n nuwe intrekker ook is, gratis. Want God het my geseën, en ek wil jou seën,
in Jesus naam. Nou, hierdie grond, na dit uitgery is, toe gaan ons met pikke in. Hier lê 26 lyne. Daar was so 'n bietjie 'n calculation fout in die begin, maar daar is 26 lyne. Manne het saam met my gery, en ons het gaan Turksvy blaaie haal. Ek gaan nou nie sê, waar het ek oral Turksvy blaaie gekry nie, maar by een plek wat ek gekry het, was ek jare terug gesê, jy vat nie 'n Turksvy blaar nie. Ek dank die Here, ek kon amper 2000 van daar af ry. God changed, the tide is turning. Nou ja, vandag wil ek sê, ek dank die Here, en wanneer hierdie studente wat hier hard gewerk het, kom eendag, en hulle stop hier, moenie dat ek jou in die land vang nie, ek ry tot by my huis, en ek gee jou halwe Turks 5% vir jou kinders om te proe. Ok, baie dankie, julle het hier ingevaar, julle het gehelp. Personeel het gekom en gehelp. Hier was pot gemaak en gehelp. Ek sê vir julle dankie. Hier gaan 'n groot ding opstaan. Waarvoor Turksvye? Vir varkvoer, oor 2 jaar. Ons wil varke. Daar's kosnood in Suid-Afrika. Tweede ding, Itola via poeier, goud, laat Fredo nie meer so loop nie, maar laat hy 'n goudpoeiertjie drink, saam met sy yoghurtjie en dan loop hy reg. Gaan na taninshop.co.za en gaan kyk wat het ons al daar. Ok, dan die ander ding, die vrugte. Ek het nooit aan die vrugte gedink. Ek het maar gedink, ons gooi dit vir die varke, ons eet dit plaaslik op. En laas week, ek gaan net nie die kettingwinkel sê en die goedie, kom die Here. Dit kom van lankal af, waar ek en my vrou bereid was, om by 'n plek te gaan optree. Lang terug. Nooit geweet, wat kom nie. En ek praat met daai ou, en hy sê, hy is in Pretoria, hierdie groot marketer, hy koop op. Hy sê, ek soek self die Turksvye, maar een van die grootste kettingwinkels in Suid-Afrika, ek gaan nie sê wat er nie, hy sê, luister, ek stel jou voor aan hulle. Ek sê, ek kan nog nie, ek sê, ek sal oor 2 jaar reg wees, en jy kan lewer. Behalwe dit sê, my 2 lande bel hom elke jaar, en vra Turksvye. Hy sê registreer, en ons kyk wat gebeur. Hoor gou mooi, of is daar nog uitkom, my leeftijd weet ek nie, al wat ek weet, my God maak deure oop. Want hy kyk jou hart, of jy jouself verryk, of met wat is jy besig. Nou ja, elke dag in jou lewe, nou, eers het jy groot klippe uitgehaal, nou gaan gooi jy sikkel klippies uit. Hy vloekwoord wat so elke 3 maande uitkom. Waar kan ek 'n klip kry wat lyk, yes, jou JP, die klip, vat lekker, maar in elk geval, luister gou hierso, hier is 'n klip, vir ou EC is 'n rokery, wat uitkom uit sy lewe uit. So het ons verskillende klippe wat uitkom. En elke keer as ons nou weer gaan nat lê, gaan kyk maar hoe lê die klippe nou, dan gaan ons 'n klippie uitgooi. Hier, gaan jy nie in jou lewe hierdie klip uitgooi nie. Dit weet ek. Dankie, die Here hier is die onluste nie. Ok, en ons moet seker vir ons 'n bietjie wapens hou. Ok, kom ons gaan aan. So, my nommer is op die skerm, jy kan my rarig al bel, is 2026, oor 2 jaar kan ek met jou al begin gesels, en nabierige mense plant ook, en waaroor ek bly is, want dis nie vir my oppositie nie, mense bel, my ander ook bel, en ek hoop jy kyk, 20 hektar wil hy plant wat so 800.000 blaaie is. Hy wil koop teen R3 'n blaai, wat eintlik baie goed is. En ek jaag dadelik van 1 toe en ek tel 1 ding, julle het bygestaan, en ek maal, en ek sê, as ons alles blaaie vat, kom ons by 40.000 uit. As ons alles afvlik. So ons kom nog nie by 800.000, ek het gedink, ons maak gauw 4 miljoen, dan begin ons weer voor. Maar dit het toe nie gewerk nie. Ok, wat lekker is hier? Ons het gedink, die skop is af, hier kom Kotselien, en hy slaat ons. Is dit nie so in die lewe? As jy God wil dien, kom die duivel en sê, los 'n bietjie die Bybel. En drink 1 biertjie. Net ons lekker aangaan, ek en Henry sien ons, hier sal Wurmpie is mooi ingekleer oranje streepietjies. Ons gooi so bietjie vir hom goedjies in, 15 dop uit. Die bloed van Jesus
maak nie my dood. Die bloed van Jesus reinig. Psalm 91 sê, as jy God dien, sal die pla nie naby jou kom nie. So ons moet hom dien. Gaan nie pla. Maar ek kan nie agteroor sit en niks doen nie. Hierdie goed sal nie hier kom as ek agteroor gesit het. Vra hierdie studente, of ek gestaan het en gekyk het. Vra hulle as ons op die bakkie gelei het. Wie was of die eerste of die tweede voorhardloper? As ons stel, vra hulle. Ja, vra almal. Ek gaan nie terugsit nie. Ek is 60 jaar oud, maar ek het afgesny en gehardloop. As ek 20 voor elke keer. Al wat ek nie gedoen het, ek kon net nie meer ek pak lekker kappie. Maar ek het alles saam gedoen. Want hoor gou mooi, dit is lekker om vir God iets te doen. Nou, wil ek net gou iets sê. As jy klaar geplant het, moet daar seker water kom. Jy kort in jou lewe die lewende water. Jy kort God, en dit kry net uit die woord van God uit en met worship. Vanoggend terwyl ek neersit, want ek het laat geslaap, nie laat geslaap vanoggend, ek praat laat geslaap, met nagmaal en alles, was by my kop uit. En toe moet ek rondhardloop. Toe skep ek die worship af, een kant, skree ek maar net so vir die Here, en ek loof. Maar hoor gou mooi, moenie hom afskep. Kom ek lees gou vir ons. Ek lees vir ons 1 Koning 6 vers 11 tot 14. En die woord van die Here tot Salomo gekom en gesê, wat hierdie huis betref, wat jy besig is om te bou. Ons is besig, dis al Farm 5. Farm 6 hardloop daar af, met die witpad, waar die dadelbome gaan kom. Farm 7 waar die Duitse huis was, hy hardloop daar. Ons kyk net plekke waar oorloopwater is. Ons vat nie plekke ekstra vir ekstra werk nie. Oorloopwater en ekstra water. Dit is al waar ons plant. So die nuwe, ons ou damme wat weer nuwe damme raak, se water hardloop na Duitse huis toe. Die ander hardloop daar af. Van anderes af hardloop daar ander een op. En hier hardloop Rupert kry water en Freddy en verder loop die water elke dag uit. Ons vat waar ons resources het. Amen. En daardeur wil ek vir mense sê, vat net dit wat jy het en doen dit. Miskien is jy ou tannie wat 'n skotteltjie deeg het. Vat die helfte, maak koekies en gee dit vir iemand. Weet jy wat irriteer regtig vir my en dan irriteer dit vir God ook, weet ek. Iemand wat lewende dood is. Hoor gou, ek gaan nie spaar die lewende dood is. Weet jy hoeveel mense begeer om op 'n sendingstasie te werk? Wat 5 uur sal begin en vanaand 11 uur sal stop. Dan kry ons die geleentheid. Dat doen is vir God niks. En moenie so iemand aanspreek nie. Moenie daaroor praat nie. Want ek wil dood bly. Ek praat nou van oor die hele spektrum. As ek sendelinge bel, dan moet jy hoor, party werk net 'n ure dag. Praat net hierdie. 'n ure dag. Maar hulle werk voltyds vir God. Gaan kry dan vir jou werk vir 8 ure. En gaan maar vanaand, want jy doen minder as die ou wat 'n swyser is en hy gaan 1 keer 'n week hospitaal toe. Hy sê voltyds, maar hy doen meer. Dis baie sendelinge. Mense, en hy sê, daarin wandel, dan sal ek my woord wat ek tot jou vader Dawid gespreek het, aan jou vervul. Dan sal ek onder die kinders van Israel woon, en my volk Israel nie verlaat nie, toe Salomo die huis klaar gebou het. God sal onder ons woon, as ons hom nie vergeet nie. My kinders, of my kleinkinders, na ons gaan, of van julle wat hier gaan vestig, Vredose kinders, of, maar, okay, allemaal, kom ek hier op Wally af. Wally se strandkinders, hoor gou mooi, moenie God verag nie. Moenie God verag nie. Werk hard, dan gaan jy agterkom, hoe joy is dit. Ek loop baie tyd, ek is tussen personeel baie, wat saam met my werk hier buite. En hulle joy. Hulle joy. Hulle joy. Want hulle doen God se werk, hulle wil werk. Hoor gou mooi. Wat sê Jabes, 1 Kronieke 4 vers 10. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het hom laat kom wat hy begeer het. Ek het ook op tye geloop en dink, ek wil 'n wildsplaas hê, ek wil dit hê, ek wil dit. Luister, hier lê grond. Daar aan die kant lê 'n hele pad langs die padgrond. Bewerk eers wat jy het. You see nothing yet.
Want as God my getrou bevind, ek bou nie rykdom op nie. Gaan kyk aan my bankrekening. Of die tolla via poeier in my bankrekening kom. Gaan kyk aan my bankrekening, daar is die boekhouer. Of het by my kom. Ek kry baie voordele. Soos nou vetkoekie eet ek saam. Maar gaan kyk of het by my kom. Nie dat ek die mag hê. Ek het die tolla via poeier eintlik vir my weer begin. So op 'n dag boikot ek julle miskien almal en gryp dit. Maar hoor gou mooi. Wat ek wil sê. God, as hy jou getrou bevind, dan sal hy. Ek wil graag my brief lees, wat ek nou gaan insit. Julle vir julle sin te lees, nie? Ons gaan briewe vanoggend insit, en 'n altaar bou. Jo, wie werk nou soos om Kali uit het. Okay. God my uitroep is, dat ek stel kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, en aan die wat nog kom, in die hemel sal kom. Dis my eerste begeerte. Seën asseblief alles wat ons aanpak. Dat ons en ons nageslag nie rykdom najag nie, maar Godsvrug, Markus 16 vers 15 najag, en dan om u tevrede te stel. Roy Strauss, ek het nie my telefoonnommer gesit nie, want ek het hom nie, vat hom nie hemel toe nie. Okay, 12 Julie 2026, Tanini Tola via Farm 5, naskrif. As jy hier lees, bekeer jou en laat jou doop, en verkondig die evangelie. Ek sê nou vir julle op 'n dag, ek spreek het nou uit, gaan daar 'n evangelis opstaan. Hieruit ook. Uit hierdie brief wat ek in 'n plastiek sak vandag sit, saam met julle briewe, gaan hy opstaan. Okay, kom ek kyk gou verder. So, ek gaan eendag na my skoonpa se plaas toe op Kenhardt. Nou op Kenhardt is die boere, ek maak jou 'n grappie, maar ek dink dit is so, jy moet baie meer geloof as 'n pastoor hê, om daar te boer. Maar ek sien julle wonderlike reën gehad, prys die Here. En ek gaan sit in 'n klipkop, ek kan nie meer onthou nie, 5 dae, 7 dae, hoe lank het ek daar gaan bid, elke dag loop ek en ek gaan bid daar, heel dag. En ek skryf briewe vir die Here en ek pak 'n altaar, en gebedsbriewe. Hierdie is nie 'n altaar van wat jy diere op altaar, verstaan julle? En jy kan nie 'n gebedsbrief daarin sit en daarna roekeloos gaan lewe en dink God met jou briefietjie maar aan mekaar kykie. Jy moet die Here doen. Hierdie is net 'n act. Hierdie is net 'n manifestasie wat ons briefies insit. Okay. Nou. En ek sê vir die Here, daar was die wolke naby, daar was die reën en sig daai weekie. As ons die dag ry en dit reën of in daai week, dan weet ek, U sal al my gebede wat ek gevra het hierdie week vir my laat doen. Laat gebeur. Toe ek in Stella kom en ons vat aan die kar, klaar gepak het. Sjoep, val hierin. Net 'n paar druppels. Vra vir Stella, val. Dit was oor 'n gemeente in Beaconsfield. Alles het waar geword. Alles, tot vandag toe. As een ding. Want ek het 'n boek gelees van 'n ou wat 'n plek begin het om vir siekes te bid. En hy het net eers 'n gemeente gehad, hy het 2 ander bedienings gehad. En ek dink 40 jaar daarna, sê die Here, nou is dit time vir daai plek. Dis al nog wat uit daai briefies uit moet waar word. Dit het al 'n klein bietjie waar geword. So ek beweeg nou in daardie bediening in. En dis the miracle place. En ek het hom al gebid, jare terug. Volgende staan ek op, niks met hierdie preek te doen nie. Maar die Here sê, vra hulle hierdie vraag. Hy sê, kyk 'n bietjie wie het die Heilige Gees. Nou jy moet die Heilige Gees hê as jy bekeer is. En die Heilige Gees, as hy oor jou gekom het, is daar 'n sekere vrug. Ek wil die vraag vra. As jy nie op jou eie, as jy daar toe gaan, iemand sê, Tannie, staan net gou hier, oom, ek wil nie, hou tog net op redeneer met mense. Ek wil net sê, Jesus is lief vir jou. As jy dit net 1 keer in 6 maande doen, tel dit in elk geval nie. Ek praat dit met 'n gereelde ding in jou wees. Hoor gou wat is dit, as dit is. As jy nie daar kom, of jy is dit ander, is maklik om hier elke dag te loop, en dit te sê, hoor nou mooi, ek sê, God sê, dan het jy die Heilige Gees, anders het jy nie, het nie oor jou gekom nie, hoor mooi, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, die waarheid is,
As jy nie getuig nie, het jy nie die Heilige Gees oor jou gekom nie. En nie eenmal 'n jaar nie. Hoor 'n slag die waarheid. Daar's mense wat nie luister nie. Daar's mense, hulle is so vol van hulle self, hulle worry nie oor God nie. Hulle kyk na die prediker, as hy iets sê, doen ons dit nie. As mense hulle moet hulle 10de gee, maar omdat die prediker so sê, gaan skinder hulle vanmiddag weer, om hulle skaapbout. Dik geëet by die huis. Hoor die pastoor vra weer geld. Luister, die pastoor help jou eintlik, dat jy God se deel gee. Jou rower. Daar staan Malagi 3. As jy God se 10de terughou, is jy 'n rower. Ek sluit af, voordat ek oorgaan na wat ons gaan doen. Ons sit in die huis en kyk TV. En die nuus kom aan. En ons sien Absa Bank is beroof of weer 'n Transito roof. En nou wil ek 'n bietjie ras praat. En ek praat met ons wit mense en sê my as dit nie so gebeur in die huisie, dan sê ek 'n leienaar. En jy sit so en sê, hulle sal hierdie land nog bankrot steel. Steek sommer vir my hier aan op, as jy al dit gehoor het. Okay, so ek liegie. Okay. En dan is dit, kyk hoe steel hulle. Jy gee elke maand, hulle het van Standard Bank gesteel en van Absa en van Coin Security. Jy, wat elke maand God se deel gee in jou rower, jy steel elke maand, maar jy sê, hulle sal die land bankrot speel. Jy steel God se koninkryk, en jy sal hom nie bankrot kry nie. Dis wat gebeur. Kan ons 'n slag net sê amen vir die waarheid? Lieg ek? Het ons hierdie hande by God gekry? Hoekom kan ons hulle opsteek vir hom nie? Het ons hierdie voete by God gekry? Kan ons dans voor die Here? Maar my tradisie, my eie ek, veroorsaak. En weet jy wat doen jy? Ek wil daar by die huis vir die mense sê, jou kinders sien jou, jou kleinkinders sien jou, jou agterkleinkinders sien jou, en hulle sien jou en hulle doen dieselfde, en jy lei hulle hel toe in plaas van hemel toe. Mense, dit help nie ons praat, en wanneer 'n kus sak, sê hierdie persoon was so oulikie. Jy was nie oulikie, as jy op pad hel toe is nie. Ons moet die waarheid praat. En daarom vra ek Suid-Afrika, seën jou grondgebied, breek die vloeke af van bloed, en stop jou rasisme. Die swart Xhosa is deur God gemaak, die Zulu is deur God gemaak, en die wat jy sê, maar hulle is vreedskille man. Hulle vreedskille. En ons ouma is nie so gesê. Ek onthou so iets. Luister, as 5 swart Xhosa steel al die Xhosa rassie. As 10 wit mense hulle werkers vertrap, dan is dit nie al die wit mense wat hulle werkers vertrap nie. Kom en slag by God uit, en hou op veldleer kyk. En kyk na die hart. Kyk 'n slag na die hart, en stop jou rasisme. Dan sal Suid-Afrika change. Nou ja, ek beweeg na die nagmaal. Wanneer jy jou klip neergesit het, dan vat jy die nagmaal. Jou broodjie, Jesus was vir ons gebreek. Vat hom, ek sal bly wees as elkeen een omvat hom vir jou maat agter jou gee, is groot stukke. En dan, so was hy gebreek vir ons. Prys die Here. Nou ek gaan vra van hierdie kant af. Ek gaan net my vrou eers vat, want sy moet 'n rye klip bring. En dan gaan ek vir haar nagmaal bedien hier. Net dan vandag ook sê ietsie oulik, ek weet strysel om bring daai huisie wat daar staan, wat Fredo nou regmaak, vir hom en Katrein, vir hom en Madeleine. Okay, so iets. Ja, okay. Is wat al draai in my kop. Nou hoor gou hier, kan ons stilte kry. Daardie huisie het my skoonpa, ek weet nie wie nog nie, opgeroep nie, daar was 'n winkeltjie, nee, en hulle het daar goedjies verkoop, en koöperasie goed, en dan het hulle die luceringbale hier ingekry, so ek neem aan, daar by daai weegskaal was al baie gevloek, boere, ek wil A-graad hê, daai en B-graad hê, daai en C-graad, onenigheid.
Ons breek nou daardie vloeke in Jesus naam. Ons breek dit in Jesus naam. Ons breek dit in Jesus naam. By daardie wit huisie van Rupert hulle, hallo Rupert, Annemarie. Okay, nou, kyk, aan die linkerkant het pastoor Pieter van Geriep gebly. Hy was nie 'n pastoor, hy was 'n daggesmokkelaar. En uit daardie huisie, die regterkantste huisie, die heel linkste kamer, het pastoor Pieter, het jy jou pakkie metsies binne dagga in jou zol en jou vingertjie kom koop. Vandag is hy 'n godsman wat hierdie Geriep omkrap vir God. Loof God, loof God. Ons gaan nou, en wanneer jy dit sien, mag God jou by die huis aanraak, mag hy jou genees, mag hy jou gebede ook verhoor, wanneer ons die klip kon gooi, en ons kom so om. So Stella, ek gaan gou met jou omloop. Okay, as jou klip, is weer 'n nuwe klip. Maar okay, hy gaat dus. Hierdie vrou gee ek nooit weer op TV, nooit, bly net stil. Ek sal nie hierdie bediening kan aangepak het met hierdie vrou nie. Ek sê dit baie daar. 34 jaar, 35. Meta. Ja, toe maar. Ek is Sonder haar. altyd met jou. Ek het so 'n bietjie vergeet. Maar hoor gou hier. Ek ken pastoor, hulle mag nie eens huisbesoek gaan hou nie. Hierdie vrou het nog nie een dag, en strys agter die kamera weet, die deel wat hy by was. Ek ryk uit jare. Hier doen ek dit baie, want daar was tye wat ek 7 gemeentes in 'n week bedien het. My kinders het ek man gesien verander as 'n hand, sorry. Sy het hulle skool toe gevat, sy het alles gedoen. Toe is die bediening beginne, dit is R900 per maand vir ons eerste kerk betaal. Ons moes die toilets met suur uitwas. Ons eerste kollekte, ek dink was 450. Daar die sondagoggend. Toe agter die kerk gooi, ek bely dit sommer nou, in die kar, en ek het bygelas by 'n Coke, en het gedrink. So die pastoor die eerste kollekte opgedrink in 'n Coke. Okay, nou, en kan ek vir julle sê, van daar af het hierdie vrou haar polisgeld gevat en ingedruk in die bediening, ingedruk. Sy het hemde gevat, uitgesny om van so die rokke te maak. Mense wat in swart sakke hemde bring en goed. Hoor gou mooi, ons kom hier op 'n oggend, en ons ry net 'n foutton nie. Ja, foutton is nou in. Maar hoor gou, vra vir Wally. Hoor gou mooi. Daar sweet en bloed. En daar sweet en bloed saam met my, ander mense ook. Hy wat agter die kamera sit. Ek sluit af met dit om te sê, sweet en bloed het daar die man gegee. En so ook baie personeel en baie mense, dankie. So, Here, seën jou klip as jy hom neersit. Gooi hom neer. Seën dit in Jesus naam. Dan wil ek net vir ek Stella gou ons nagmaal. Daarna, julle hoef nou nie te drink wat ons gedrink het nie, maar die ouens wat beker ken, staan net gou eers nie. Sy ken nie TV nie. Wat net daar. Vader, u die brood geseën en u ook die druiwesap wat u bloed voorstel geseën. Vader, ons kom nou na u toe, volgens Numeri 6. Ons lees hom. Ons wat so lekker kan Hebreëus gooi, dat ek eintlik hier gehad het. Maar gelukkig verstaan die Here Afrikaans ook.
Okay. Die Here sal jou seën. Ek spreek dit oor ons bediening, School of Fire, The Miracle Place, Spear International, families, personeel, almal uit in Jesus naam. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Ek wil net weet, vir jou sê, as God wat hemel en aarde gemaak het, sy aangesig oor jou laat skyn. Weet julle wat is dit? Dis nie 'n celeb wat jy ontmoet en opgewonde raak om 'n selfie te neem nie. Dit is God. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Ons bedoel dit, en hier is net 'n simbool, en mag hier geen plaasmoorde naby ons omgewing kom nie, en ook nie hier by maar nie net plaasmoord nie, ons praat ook nasies onder mekaar, verkrachting, allerhande steel en alles. Mag God die heilige engele opdrag gee, ons bediening en al ons bedieningse besittings, en personeel, en studente wat hier se besittings op te pas, en laat 'n dief of iets verby 'n engel moet loop, en hy sal nie verbyloop nie. Vra vandag God om die engel te aktiveer, en ons sal die getuienisse binnekort hoor. Soos 'n man gekom het om my kinders te steel, 'n satanis, en verlam geraak het by my huis. Die aand ook gebid het, aktiveer die engele, Here. Ons moet nie met engele praat nie. Psalm 91 sê, hy sal die engele aangaande jou bevel gee. So jy vra God. Daarom in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees, salf ons. In Jesus naam. Weer wil ek afsluit. Ons kan hier 'n altaartjie bou, jy kan hom op jou plaas bou. En dit kan 'n afgod raak. Ek het 'n altaar. Dit is dit. Maar self van syp ek vanaand. Self oreer ek. Self doen ek iets anders. Dan beteken die altaar niks. Jy moet die altaar lewend hou. Interessant dat God gesê het, en die klippe sal uitroep. Op 'n tyd. Na so vers. Amen. Amen. Geseënd. Jesus, like jou. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved.